saak sub judice. Ek seker Hannes Lottering, jy verstaan wat beteken sub judice. Ek seker. So as jy weet 'n hof is besig om die saak af te handel of dit te prosecute of wat ook al, is dit nie jou plek om te besluit vir die hof nie. In Suid-Afrika, you are innocent until proven guilty. So volgens my is hulle nog steeds innocent, okay? Al wat ek sê is, jy praat oor 'n saak, sub judice. Dis 'n kriminele saak volgens die hof. So, nou sê, sorry Ben, hy sê so, ek het nie gesê hulle is skuldig nie. Hannes, are you fucking kidding me? Dis wat jy die hele tyd sê. Nou wonder ek hoekom gaan julle 20 jaar tronk toe. Ja, maar okay, Potty, wat het julle nou gesê van voice notes? Want dis waar jy ja, ek weet ook nou nie as julle nie skuldig is, hoekom julle 20 jaar tronk toe gaan. Sorry Ben. Kom ek eintlik mag ek Potty. Wys jou waarmee ons dit doen. Is dat jy Hannes, dit is wat jy sê en wat jy op TikTok skryf en contradict mekaar. So Hannes, ek weet nie, kom ons wag vir die hof uit. Ja, Hannes, dis presies wat ons sê die hele tyd. Kom ons wag vir die hof om te besluit. Sub judice. Ek is nie die hof nie. Ek is nie die judge nie. Ek is nie die senior prosecutor nie. Ek kan nie besluit of hulle skuldig is of nie. Dit is vir 'n Landros om te besluit. Nou dit is wat Skalk en Leonie vir jou die hele tyd sê. Hou op, sê soos byvoorbeeld hulle is skuldig of wat ook al. Wat jy doen op TikTok om sulke comments te gooi om hulle te gaslighting om al daai goed Hannes Lottering. Ek seker jy weet wat gaslighting is. Ek seker jy weet ook wat baie ander goed is wat jy doen. Ek probeer nou daai woord kry wanneer 'n mens op social media, dis nie net gaslighting, daar's 'n ander woord wat hulle like het om te gebruik op my ook. Daai tipe goed wat jy doen, kan Skalk sê hulle is onskuldig. Hannes Lottering, wag. Leonie, Hannes, revenge gift my. Kom, gooi nou gifts. Dit kan ek gou hierso. Wag net, Potty, ek moet net gaan antwoord. Ek gaan vir jou nou kans gee. Hannes, kan Skalk sê hulle is onskuldig? Hannes, dit is nie vir jou om te besluit nie, weer eens. Dit is vir 'n hof. As Skalk daar staan, dan vra die magistraat vir die magistrate vir hom, how do you plead? If he pleads not guilty, then they will decide if he's guilty or not. Okay? Exactly. Kom ons los dit daar. Weer eens Hannes, as hy geplead het en hy het geplead not guilty en jy weet dit, dan wat dink jy is Skalk se antwoord? Het Skalk al geplead, Leonie? Ons albei het. Ons wil dan Stop net gou daar vir 'n oomblik. So as hulle albei geplead het en hulle het geplead not guilty. Nou en jy weet wat die antwoord is. Hoekom vra jy die vraag? En hy weet wat die antwoord is bin. Nou kom ek sê nog gou vir jou. Ons het nie net skuldig gepleit nie. Ons het verweer. Ek beluister nou net vir 'n oomblik. Ons het ons hele verweer reeds in die borg aansoek onder eed voor die hof geplaas. En met ons skuldig pleit het ons weer eens ons hele verweer onder eed voor die hof geplaas. Van dag 1 af. En dit het nog nooit verander nie. Dis 4 jaar later. En die staat kon nog nie daan slaag om selfs so ver te kom om 'n saak voor die hof te sit nie. En ek wil nie meer as dit sê nie. Maar die Hannes weet mos nou, daar's onskuldig gepleit met 'n verweer. Hy sit elke liewe dag op TikTok en probeer die publiek daarby te oortuig. Ons spring rond tussen verweer. Ons kom met verskillende goed wat. Hannes, hou op lieg. Ek het al dit gesê, as jy net ophou lieg. Jy sê ek weet meer van die getuienis as wat ek mag sê. Nee, jy doen nie, Hannes. Jy's verban deur die staatsaanklaer. Okay, maar ons moet vir Potty ook 'n kans gee. Potty praat. Ja, ek weet nie, na eergisteraan se episode met June wonder ek nou of sy of Amanda en Hannes nie op honeymoon saam nou is by mekaar daar in Natal. Heel moontlik. Deur mekaar nou. Hierdie is nou deur mekaar wat hy nou hier kwytraak. Ja nee, ek wonder of Amanda nie dalk ingelog is op sy account nie. Ek weet nie, ek vra maar net 'n vraag. Ek sê hulle is nou saam daar. Allegedly. So Hannes, ek wonder of jy verstaan het wat ek gesê het, want weer eens jy het my nie geantwoord op die vraag wat ek jou gevra het nie.
Wel anders, as Potty se kop raas, ek seker hy mag ook beweringe maak as jy nogal Hannes, my kop raas, wie tans in 'n gestig? Yes, dis die ander ding. Wag gou. Ek gaan gou nog 'n bietjie inchip. Juis waaroor die blok gaan. Wie is nou in 'n gestig, meneer Lottering? Nee, Potty is nie besig met Junie, Andries. Hy is nie besig met Junie. So Hannes, jy verstaan wat ek sê. Nou wat is jou antwoord op my vraag wat ek jou gevra het? Want jy het my 'n vraag gevra, toe verduidelik ek jou, toe vra ek jou 'n vraag. Jy het my nie geantwoord nie, jy het net begin beweringe maak van ander goed. Skalk, wat wil jy vra? Nee, ek wil nou maar gou sommer hierdie dingetjie ook in die kiem spoor. Hannes hardloop nou van die begin van die saak af. Met al die stories dat hy nou die verskriklike inligting het en daar's nou getuienis waarvan ons nie eers weet nie en hy het nou hierdie spesiale insaag. Luister Hannes. En hy weet alles wat op die docket is, en dit in itself het nou baie groot vrae by die DOV laat vir ontstaan, want dit beteken die staatsamptenaar moes vir 'n lid van die publiek toegang tot die docket gegee het. Dit is 'n side note. Wag nou 'n bietjie. Hannes, luister gou vir my. Hier is hoe 'n kriminele saak verloop. Nadat die ondersoek deur die ondersoekbeampte afgehandel is, word dit so vir die hof aangedui. Dan word die dossier in sy totaliteit plus die getuielys vir die verdediging gegee. Dit moet so gebeur. Dis my konstitusionele reg. Dan het ek insaag in die dossier. Wag, Leo, moenie my steur nou nie, my skat. Okay. Dan het ek insaag in die dossier. Die staat mag niks verder daarna beyond die dossier voor die hof plaas nie. Daar is nie getuienis wat ons nie van weet nie, Hannes. Dit is hoe 'n kriminele saak werk. Dis nie allerlei law wat jy op TV sien nie. Okay? En in elk geval, ek weet wat ek gedoen het en nie gedoen het nie, Hannes. Ons weet wat in die saak is, Hannes. Dis reeds aan ons Heerlikheid. 4 jaar terug blootgelê deur die staat. Hy wil my bang maak met goeders wat ek weet nie bestaan nie. Fok. Laat regtig Hannes, hoe stupid kan jy kry? Anyways, nee, kyk wat sê ou Kristalla Romeisbak. Wat sê Romeisbak? Ag, nou is sy besig met Abby. Ek wil hier praat. Anyways, Potty, wil jy nog iets? Ja? Kamsie, hier is my live. Jy hoef nie te kom en vir my te vertel moenie oor June praat nie. Niemand hier het oor June gepraat nie. Ja, nee, ons het niks teen June nie, nee. Ons het net gepraat van Amanda wat in haar live was. Ek sê jou met respek, as jy kom stir in my live, gaan ek jou blok, okay? Ek en jy het nie kak nie, en niemand het van June gepraat nie, so moenie kom stir in my comments nie, okay? Want jy's nou 'n deluxe stirrer, niemand praat van haar nie, okay? Tweedens, ek is nie hier besig om van Abby te praat nie. Iemand het iets in die comments gesê dit en toe sê Hannes, Abby, relax julle guavas toe. Okay, meisies, rustig. Jy's gemute. Ja, dit gaan nou alles oor ek nou gesê het sy's in 'n gestig. Okay, sy's nie in 'n gestig nie, sy's in 'n donderse kop hospitaal. Daar waar ek blykbaar vir 3 jaar was, nee, Hannes Lottering. Kan ons nou aangaan met waar ons begin het? Ek is nou nie lus vir hierdie ou se. Nou, jy's gemute. Dronkpaartjies nie. Nee, ek gaan net gou hier aan oor ietsie van hè. Okay, sê gou. O, Lida, word ons nou weer met Bianks bang gemaak. Bianks is 'n nobody kakprater op TikTok. Sy kan maar in die hof kom sit. As sy gaan probeer 'n fotootjie neem, gaan die hofordonnans haar telefoontjie vat. Okay? Sy het die reg om daar te wees. Sy's 'n lid van die publiek. Sy's 'n fucking nobody. So hou op om ons te probeer bang maak met Bianks. Miskien Ben, so word ons elke keer geïntimideer voor ons hofsaak, nê? Want nou sê hulle hierso Bianks hoor onkant verras skalk. Ek luister by die radio. Nou elke keer gebeur dit. Verras nie. Sy's 'n kakprater op TikTok. So wat gaan Bianca van Wyk? Dan kan ek net iets hier ten ruste lê asseblief. Want ek sien nou Sproetpoepie gaan ook verskriklik hier aan en Wendy ook. Ons is almal vieslik. So Potty, ja, jy het begin met Abby. Of ek nou begin met Abigail van Wyk en of ek nie begin het met haar nie. Sê nou eerlik hier in die comments vir my, was ek verkeerd? Nee, jy was nie, maar jy het daar die kans ook gegee om met jou te kom praat en sy daar teen gekies. Potty persa af en ek was op sy live.
Ag man, gaan praat snerp op 'n ander plek. Ek het nie jou of Abigail met 'n siek koppie wat haar gat vir mense op TikTok wys se geld nodig nie. Klaar oor Abigail nou hoor. As jy iets verder van haar wil sien, gaan kyk haar blog, hy's weer terug. Dankie. Iets anders te bin. Sy het hom verdien en Hannes het ook verdien dat sy ou bloggie daar bly. Kyk, maar ons Jy kan anders- gerus gaan kyk. Kan ons nou daai voice notes weer luister terwyl anders Goed, ja. Okay, watter spesifiek, want nou gaan ek weer moet van voor af begin soek. Jy het gesê jy gaan dit regkry so lank. Nee, ek sou dit reg gekry het vir die ander live. My battery was pap en ek is Wow. hier. Wow. Nou is hy weer bietjie gecharge. Ek wil net Ons kan altyd laat die manne weer lag, Johannes my hart wou uitgeruk het. Ja, speel daai enetjie pottie, speel hom. A, B, Speel hom. C, D, E, F, G, laat ek gou hier by sy... Ek wil gou hierso sê Kelly vra sê skalk, jou vel is te dun, moenie dat mense jou so opwerk nie. Nee, weet julle wat, nê? Ons hou onsself altyd in en ons hanteer altyd goeters, nê? Maar dis lekker om nou en dan net bietjie jou shit te verloor, kom ek sê vir julle. Dis bietjie lekker. Waar is die vrede Hannes nou? Jy's vindictive en dis Pottie is nie. Onthou 'n proet boepie wat ook al het gesê dat ek het nie 'n probleem met Leonie en Skalk nie. Ek het net 'n probleem met Pottie. Maar hulle misverstaan. Pottie is nie vindictief nie. Ek ken vir Pottie persoonlik. Ek dan nou maar dink ook, so what? Daar het ek al weer vanaand curry geëet. Spreekpopie, hy is nie. Hy is Hoor hoe wreed is die man. Ek is op pad na jou toe. En ek kom jou fucking strot uittrek as ek daar kom. As ek daar by jou kom, gaan jy kak wat jy nie geëet het nie. Jou ander rond fucking my, jou ander rond fucking my. Ek sê nou vir jou, gaan hardloop fucking polisiestasie toe. Dan sê vir die polisie, ek kom jou fucking strot uittrek. En hierby gaan jy nog iets sê. Luister my fucking mooi. Baby, ek wil vry vanavond. Baby, jy mag sly vanavond. Kom ons maak net vry vanavond. Baby, ek wil vry. As ek daar kom, ruk jou fucking strot uit en ek kak op jou hart. Hoe klink dit vir jou? Jy is besig om my moer te koer en jy maak my die donder in en jy hou aan fucking goed pos oor my en ek sê nou vir jou, jy hou op met jou fucking kak as jy dit nie doen nie en jy kan hierdie fucking voice note, kan jy nog 'n fucking ding as maak. Gaan maak nou weer 'n fucking YouTube video en sit hom op. As jy jou fucking oogies uitvee, dan staan ek voor jou. Dan ruk ek jou fucking strot uit en ek kak op jou hart. Hoe klink dit vir jou? Bokkie wat vanaf by my wil wees. Sy kan alleen, ek is 'n loslaapie. Staan nie wat ek jou fucking sê. Al jou kak wat jy van my sê, fucking af. Of jy sal kak wat jy nie geëet het nie. En die hele familie en almal in fucking Agua Park sal kak as ek daar kom. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy moet fucking inneem wat ek vir jou sê. Ek het klaar gepraat met jou. Ek bly praat en bly praat. Oor die dinge wat om hart seer maak. Ek praat nie 'n fuck weer met jou nie. Ek het nou vir jou klaar gesê, haai kak af. As daai kak môreoggend nog op jou fucking op Paraby is, nee. Dan sê môre fucking middag in PE by jou fucking huis. Hoe klink dit vir jou? Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak? Ek beloof jou. Gooi wat ek vir jou sê. Jy gaan kak wat jy nie geëet het nie. Ek gaan jou fucking strot uitdruk. En dan gaan jou fucking printer en jou rekenaar opfok. Jy gaan in jou lewe nooit weer fucking ding te doen kan kry op 'n foon of 'n fucking printer of iets nie. Ek gaan jou opfok teen 'n fucking hospitaal eindig. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hoor mooi wat, verstaan wat ek jou sê. Ek gaan vir jou opfok. Ek is op pad na jou toe, haal daai kak af. Jy het nie baie fucking tyd nie. As dit môreoggend nog op jou fucking Paraby is, kak jy wat jy nie gefucking eet het nie. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Daar kom Trompie, die boks aan bende. Pottie wag nou nog. Hoorie so Hannes, ek sien nou jy sê jy was eintlik 'n bietjie kwaad vir my. Was jy kwaad ook vir my toe jy my in polisie of uniform wat ek voor die polisie college gestaan het, daai foto geneem het en op Facebook gesit het met die woorde: "So lyk 'n polisieman wie se ouma en ma met sy tollie gespeel het." Was jy ook kwaad vir my toe jy gesê het ek slaap saam met my dogter en ek moer my vrou as sy nie toestemming gee nie? Was dit alles kwaad goed? Ja, ek dink jy moet miskien vir Abby gaan kuier, hoor. Pottie, ek hoor jy het ook 'n hemp gekry wat in jou huis ingedrop was wat sê Okay, wat daar gebeur is die Santi Kotse het hier by my huis opgedaag. Sy kon nie by my hekkie inkom nie.
So sy was nie in my yard nie, dis op video en goed. Ek tog sy het by jou hekkie ingekom, maar tot by die deur. So, okay, dis hoe ek gesê jy moet Nee, sy vertel. het getry by die hekkie inkom, maar sy kon hom nie, want hy's 'n moerse slot op. Maar lang storie short, toe het sy die ding by die buurvrou afgegee en dit is nou 'n ek is Hannes en dit was ook daar was toe vir haar gesê sy moet mense in Algoa Park kry om my karre op te fok, wat sy toe nou nie gedoen het nie, dit het na die tyd uitgekom. Maar daai hele episode is op video ook, ek het dit op Facebook ook gelaai, wat sy hier opgedaag het. Broekie Pokie, wat ook al jou naam is, jy irriteer my nou, want jy gaan nou aan met die hele ding. Ek voel ook fokkel vir Abby nie, so ek voel vere vir haar. Vir wat alles wat daai vrou wat vir sy gedoen het. Tot die wag. Alles wat sy aan my gedoen het, voel ek niks vir haar nie. Okay. So jy irriteer my nou ook, want ek voel niks vir haar nie. Okay. Wat daai vrou aan my ook gedoen het, kan jy maar vergeet. Gaan vat jou comment en dan gaan comment jy op iemand anders. Ek sal nie jou blok nie, maar jy kan nie verder in my live comment nie, want jy irriteer my nou. Ek wil baie graag op hierdie vraag van, of hierdie stelling van Hannes, wil ek bitter graag reageer. Snaakse goed gaan aan in Algoa Park. Serius, dis nou die area wat ek bly. Hy weet alles. Kom ek sê vir jou waartoe gaan hierdie gesprek. Ek gaan nou vir jou reguit sê waartoe gaan hierdie gesprek. Is snaaks dat dit nog nie uitgekom het nie, na kinders toe. Hoekom dink hy altyd aan dit? Hannes Lottering, wie het 'n foto van die ou nie op 'n trappie gevat waar sy gesit het met 'n man en 'n hamburger eet en onder haar rok gaan inzoom en inzoom en inzoom? Wie het dit gedoen? Om vir mense te wil voorgee, sy dra nie onderklere nie. Dat jy so diep ingezoom het, dat dit eintlik geblur het, so diep het jy probeer inzoom. Wie was dit? Sorry, was Hannes nie dieselfde een wat foto's geneem het by Hof, waar Trouman en Jan en Kobus 225 was? Was Hannes Nog 'n foon af, fuck. Was Hannes nog nie die een wat foto's daar geneem het buitekant? Hy was mos nou die dag saam met John Melvin hulle by Skalkele se hofsaak. Hy in die informer wat nie eens saam met hom mag wees nie, is in een kar gewees. So hier kom groot goed, soos ek sê, nee fok, het was nie ek hier, nee Hannes man, ons ken jou nou al, dit was nooit jy nie, nee. Ja nee, dit was nooit, hy is siek man, hierdie ou doen verskriklike goede man, gaan kyk op sy blog mense, het ek screenshots van al die porn sites wat hy adverteer het op sy Facebook daai tyd, wat ek so screenshots gevat het en op sy blog gesit het man. Was het pornhub.com? Ek weet nie, ek kom ons nie op hy goed nie, maar daar is 'n klomp sites gewees, dan sê jy moet na die site toe gaan, dan het ek 'n screenshot geneem, dan het ek hy screenshot op my blog gesit, en Hannes Lottering, jy kan nie sê ek het dit ge-AI nie, AI het nie eens bestaan hy tyd nie man. So, ek nee man, maar ek dink die ou nie sy foon het battery daar of Ja nee, Leon. Haai julle, ekskuus. Ja, my foon het gevrek, so nou gaan ek wil net gou die regte effek hierso soek. Ek sê, ek my filters. Hannes, haar foon het gevrek, nie sy nie, hoor. Ek gaan hom nie wil opsit nie, want jy het hom nou natuurlik nie daar by jou, om nou weer te gaan spot daar by jou maatjie wat so kort asem is nie. Jy weet presies waarvan ek praat, man. Dis hoekom ek sê, Ben, jy gaan my in toom moet hou met hierdie man. Hierdie ou gaan net eenvoudig omdraai en sê, ek het dit nie gedoen nie. Okay, ek gaan my Facebook live end. Nee, nog nie. Wag, hier's gou kieker. Ek wil iets greenscreen. Ek wil net gou vinnig 'n oomblik verskoon word. Okay, as jy terugkom dan. Okay, ons wag vir jou met dis 'n kieker. Potty, jy moet ook wag vir enetjie. Ons gaan bietjie hierso green screen wat anders alles van my kwyt raak. Ja, ons gaan gou Hannes se keurigste comments van Leonie voor almal op hierdie Vrouedag en hierdie Vroue Maand green screen, laat hy bietjie kom antwoord op dit. En dan daag ek jou uit, bring jou fucking bewyse. Ja, regte bewyse. Ja, regte bewyse. Hy ontken nou hy foto van jou. Ek wonder of hy hom nie verloor het op hy pornfoon van hy wat hy gaan stik en slaan het en nou kan hy nie weg om weer daarna te kyk nie.
Weet julle wat het Hannes gesê, nê? Hy is uitgevang dat hy foto's het op sy foon wat hy nie mag hê nie. Toe sê hy, nee, maar dit is 'n video of something wat hy van my het, waar ek 'n kind was en kinderpornografie gedoen het. Ja. Ek kan vir Hannes insit as julle wil. Nee, nie nou nie, want ek gaan hom verskeer. Ek gaan my moer strip. Ek is nou te opgestel. Ek is nie. Ja, wat hy sê toe hy sit met die kinderkon op sy foon. Toe besef hy, want toe gaan sê sy eie prokureur vir hom, hy het nou soveel kak aangevang, hy kan dit nie doen nie. Toe om dit te daai woord, toe sê hy nee, dis Leonie wat hier staan, was die aktrise gewees, dis 'n bewysstuk in sy hofsaak. Wat se kak? So hy erken hy het gesit met kinderporno op sy foon, maar toe sê hy dis ek weet ek het nie sulke shit gedoen nie. Lekker Hannes. Ek gaan gou vir julle. Kom ons hoor gou wat sê hy hierso. Okay. Ek wil nog 'n green screen doen mos van nou. Laat ons net gou luister na hierdie voice note. Hy praat mos nie nonsens van jou nie. Ja, lag lekker Hannes. Ja, daar's 'n Justice League Telegram groep. Daar's 'n paar mense daar en 'n paar prokureurs en so aan. Maar hoe dit ook al sê, ek is af van die groep af. Hulle het my afgegooi omdat ek daai pos geplaas het oor Leonie en die 920 klub waar sy gehoor het. Hoe's daai Hannes? Daar's hy. Wil jy weer hoor? Ek dink jy het mooi geluister hè. Kom ons Ja, luister. daar's 'n Justice League Telegram groep. Daar's 'n paar mense daar en 'n paar prokureurs en so aan. Maar hoe dit ook al sê, ek is af van die groep af. Hulle het my afgegooi omdat ek daai pos geplaas het oor Leonie en die 920 klub waar sy gehoor het. Onthou jy wat het Abby ook gesê van jou, né? Kom al hierdie Ja, Ben? So, Hannes, waar het sy gehoor by 'n stripper of wat ook al? Ek moes gaan Google het wat se plek dit Ja, ons is. moes actually gaan Google het om uit te vind wat klub 920 is. Ja, okay. Nou kan Hannes sê, laat ek net gou regverdig, hy gaan nou sê, dis ge-AI hierdie. Hy's gesyf op my komputer. Dis nie wanneer hy op my foon gekry is nie. Hierdie Daai voice onvideo's van jou is ingegee by die SAPS. 17 By wat op SAPS? Daar sê, Hannes, daar het ons jou. Potty stop. Potty stop. Hannes sê hierso, daai video's van Leonie is ingegee by die SAPS. Ons het hom op heterdaad. Anders het ons jou in jou lewe gevang. By watter SAPS? Screenshot. Sit hom in. Nee, moet hom nie insit hier. Hierdie gaan laat hy verduidelik. Dit gaan lelik draai. Kyk dan nou hoe erken hy nou van Jy kan hom insit, maar jy gaan vir my en Potty en toe moet hou hierso. Ek gaan uitklim as By watter polisiestasie? Okay, laat Potty net gou klaar sê wat hy wil sê. Yes. Ja, hierdie video, hierdie voice note het ek gesave 2022 al so AI het nog nie bestaan nie. Okay, nee, maar dis reg. Okay, maar Potty wil nie in die boks wees saam met Hannes nie. Okay, nee, ek wil net weet, Potty, wil jy nog ietsie sê? Het jy nog ietsie om te Ek is so reg dat hy kom verder lieg. Kom in, want jy het nou net gesê Okay, maar dankie Potty. Dankie dat jy was. Ek het aan hy leen gevang. Hannes kom klim vir ons in. Sê Lekker. jy nou almal met my rustig vra. Onder watter saak en wie se ondersoekbeampte? Wag. Skalk. Yes. Geen net kans. Hannes, klim in asseblief en dan verduidelik jy gou vir ons van die video Ek mute. dat jy refer na en hoekom is dit aan Pretoria Noord gegee? Wil jy gou vir ons kom verduidelik? Want jy het mos daarvan gepraat in die comments. So jy kan sekerlik praat van dit in 'n live. Kan jy my gou kom vertel dat jy my net kan inlig dat ek net kan verstaan? Okay, die mic is aan. Is die mic aan? Ja. Bin terwyl jy hom laat inklim. As hy sê dis by Pretoria Noord, dan wil ek môre die ondersoekbeampte gaan sien vir wie hierdie kinderporn gegee is. Ek wil die naam van die Ek ondersoekbeampte wil dit ook hê. En ek wil dit actually sien ook. Want ek weet daai kak Ja, want as hy bestaan nie. sê dis Leonie wat daarop is, het sy 'n wesenlike belang om dit te sien. Ja. Dan wil ons nou weet by watter offisier lê hierdie goed. Asseblief lig my. Kom Hannes, Kan julle net vir my gou stop asseblief? ons gaan mute. Okay, ons mute. Ek post dit weer. Christopher Erasmus het daai porn video van Leonie ingegee. Nee, ons het John daarso gedoen. Leonie, mute. Trust my. Bly stil. Hannes, ek vra jou vir die laaste keer, kan jy asseblief in 'n boksie klim
Ek sal almal mute. Ek sal my vinger op die mute hou. Kan jy asseblief inklim dat ek kan gesels ondendelik? Skalk, kom jy in die kamera in, tensy hy bang is vir Leonie asseblief. Nee, ek gaan nie bly. Hy kan net van die kant af praat. Okay. Anders moet vir jou die face terwyl hierdie leens vertel. Ja, sê dit in my gesig en sit aan jou kamera. Kom, Hannes. Sit aan jou kamera, Hannes. Mute. Ek mute jou. Hannes, goeie naam. Hoe kom dit op my kamera aan sit vir wat? Hannes, praat Kom met maar. Hallo. Ek gaan met jou Dankie. praat. Kan ook met jou. Jy het nou net gesê dat daar 'n video footage oorgegee is aan die Pretoria Noord SAPS. Ja, dit is so. Kan jy vertel wat het gebeur? Hoekom is daar 'n video oorgegee en aan wie? Hierdie is 'n bietjie lang storie wat ek nou vir jou moet vertel, maar Ek wil net jy weet van het die 'n storie. aansoek gedoen. Ja, nee, maar kom daarby. Sy het aansoek gedoen vir 'n tuisterbevel teen my. Maar intussen sê hy het my uitgetuister op dinge. Toe vat ons daai video's wat sy gemaak het teenoor my en ons voeg dit in my beantwoordende verklaring, né? Nee? Sodat ons kan sê, maar kyk hoe die vrou my getuister. Maar toe ons nou vir Christopher toe kom skakel en hy sê nee. Daai video's wat ons nou wil wys aan die hof, moet ons verify. Toe kry ons vir Christopher Erasmus, hy's 'n Microsoft ingenieur om daai goed te verify. Toe hy nou hy nie sien, toe sê hy, liewe vader, ek ken hierdie vrou. Ek het haar gesien. 'n Microsoft Christopher ingenieur. Erasmus 'n Microsoft ingenieur om 'n video. Die ding is om die video's te verify dat dit waar is en nie verander is nie. Is dit In alle geval. Wag, gee net gou vir my kont waar die video, gee my gou kont. Het dit underage goed daar binne wat Nee, onthou nou hierdie was tydens die tuisterbevel wat hy nie teen my gemaak het. Die video, is dit underage video? In ander woorde, minderjarige inligting. Hey, luister wat ek sê. Ons gaan nou by die minderjarige storie kom. Aanvanklik maar ek wil tydens dit haar tuisterbevel het sy gesê ek wil hê moet vir my luister. Het daai video te doen met enige iets Ja. met minderjarige mense? Ja of nee? ja, die video's wat ingegee is by die stop. polisie. Dan Dat het- gee ja. jy dit nie aan die polisie oor nie, gee dit aan FCS wat in Johannesburg is. Hulle ondersoek, Ek so hulle weet het hulle eie luister vir my. Hulle het hulle eie kantore in Johannesburg. Wel dis hoe dit werk. Jy kan dit nie aan die polisie gee nie, met Nie daar ingegee nie. word aan Dis- FCS. Gaan aan, swaan. Ja, hy het vir die polisie gevat. Kinderbeskermings hulle het dit gevat. Maar in alle geval, om nou by die video's te kom. Toe sê hy, maar hy het die IT werk gedoen vir hierdie Club 920, né? Nee? En in alle geval, toe sê hy, maar hy gaan vir Jolande in die hande kry. Sy was die manageres by Club 920 wat destyds hierdie video materiaal opgeneem het. Sorry, Hulle Hannes, blykbaar ek is die probeer girls jou- en die manne onthaal. Hannes, ek val nie so in die rede vir 'n rede. So gee my net kans. Het jy hierdie goed wat jy nou beweer, het jy bewyse vir dit wat jy Ja. beweer? Het jy mense se recordings waar hulle al die goed sê van dat sy werk daar, die name, die persone van wie dit afkom, het jy daai bewyse of het jy dit net gehoor? Ek en my prokureur het dit gehoor by Christopher. Gehoor. My prokureur Gehoor. het die video's gesien. Okay. En- Gehoor. Ja, ek het gehoor. En die gesprek. Maar toe is die goed gevat na die polisie toe, want ek weet hulle wou dit nie versprei nie. By Pretoria Noord is die video's. Maar kom ek vertel vir jou hoe dit by die video's uitgekom. Ek meen dit is nou tog belangrik, is dit nie? Nou, toe gaan hy en hulle doen toe nou AI search om te kyk hoeveel van daai video's kom 7 terabyte. Op hoeveel van daai video's kom Leonie se gesig voor. En haar gesig het wel daar voorgekom. Maar toe hy nou sien dat Leonie nog age is, toe sê hy, wow, kom ons vat hierdie goed en ons gee dit vir die polisie. En my prokureur kan dit wat ek nou hier sê staaf. En toe is die goed na die polisie toe gevat en dis dat toe gaan skakel hulle verlede jaar een van die tyd en hulle Dis 'n mooi ding. Okay, wag, Ben.
Kan ek klaar praat? Jy gee my kans om klaar te praat. Mag ek klaar Skryf praat? jou comment neer. Laat ek Ek klaar gee jou praat. geleentheid om te praat. Mag ek klaar praat? Hannes, dis my live praat. In alle geval wat toe gebeur met daai storie, né? Die video's het Christopher gaan ingee en dis vir die kinderafdeling gegee, vir die kinderbeskerming of whatever. FCS. Christopher het die bewyse van dit gehad. Ja, ek weet nie wie dit is nie. Ek het dit nie gesien nie, ek het dit nie hanteer nie. So ek weet daarvan niks. Ek het in Parys gebly en Christopher is in Pretoria. Maar dis hoekom hy uit Pretoria Noord polisiestasie toe gevat het. Kan ek gou hierso net En dis Nee, Potties. Wag Toe kom asseblief. skaak en hy sê nee, maar daar's kinderporn op my foon. Toe kom skaak en Pottie en hy sê as kinderporn op my foon. Hulle kry vir Masongo om my foon onwettig te konfiskeer. En toe kry Masongo hulle niks daarvan op my foon. Ja, Hannes, lot terug. want hulle het my foon ontleed en wat ek Hannes, wanneer jy sê onwettig, het jy net jou foon gegee of het hulle gekom met 'n 205? Want ek sal nie my foon gee vir enigiemand sonder 'n 205 nie. Ja, en nee, het hulle my foon gegryp. En toe hardloop die Sergeant Masongo binne in die Nee, jy kan nie ja, ek weet hy kan dit nie doen. Ek weet hy kan dit nie doen nie. Gryp iemand weet jou hy- foon in 'n hof. Moeilike storie Dis gehoor. nie Hierso staan. bin, ek wil, ekskuus, ek weet dis jou live, maar ek wil Ek nie wel voor die lander ons voor die kaart. Ek wil gou vir julle hier stop. Ons wil net ietsie Ek sê, wil net Hannes, gou vir wag. julle hier stop. Hannes, jy kan aangaan. Geen net Bin- vir kans dat hy iets sê. Bin, Ek nee, sal jou- Bin, asseblief, gee net vir my 1 oomblik. Ja. Ek wil hê Hannes moet fokus op die video's of videomateriaal wat hy beweer Leonie 'n kinderpornografie aktrise was wat ingegee is volgens hom by Pretoria Noord. Die afnemery van Masongwa is deur die polisie iPad, die NPA ondersoek, die polisieman is gekleer intussen tyd. Dis daai saak is to bed. Ek wil uitvind waar kom die storie wat hy vertel van daar's kinderpornografie waarop Leonie is, maak nie saak hoe verregaande is nie. Ek wil daai storie hê. Nou hy sê sy prokureur het dit gesien. Hannes, bevestig gou vir my, was jou prokureur op daardie stadium Monica Drotsky? Het Monica Drotsky vir jou gesê daar is sulke materiaal? Ek mute. terwyl hy dink kan ek gou iets lees. Wag net Kom ek sê vir jou, nee. Ek Ek, Monica Drotsky en Christopher het by die hof gestaan toe Christopher daai storie bespreek. So ja, Monica Drotsky was by. Op nee, Hannes. Luister, En Monica het jy het beaam. gesê, wag nou 'n oomblikie verskalk. Jy het nou net in soveel woorde gesê, Monica het dit gesien, toe vra Bin, maar het jy dit gesien? Toe sê jy het dit nie gesien nie, hulle het dit Ja, vir sy jou het gesien. gesê. Nou vra ek vir jou net een uitdruklike vraag en jy skerm want jy weet waarna toe ek gaan met hierdie vraag. Was dit Monica Drotsky wat gesê het, daar's kinderpornografie van Leonie? Net ja of nee? Net ja of nee? Was dit Monica Drotsky? Ja. Dankie. Ek het niks meer om te vra nie. Nou moet ek inkom. Maar Hannes, ons moet fair wees aan Hannes. Ja, Hannes, ja. kan ek vir Pottie net 'n oomblik gee? Is jy reg daarmee? Screenshot. Terabyte of video material of an underage female child came into our possession. We used facial recognition to determine in which sections of the videos Mrs. X appears. The IT people that okay, nou gaan dit verder oor die child porn en dit kan gebruik word in 'n court of law. Nou gaan hy sê hy het dit nie geskryf nie. Nou gaan ek na sy vriendin se skrywe toe. Laat ek net afgaan na hom toe want die goed is deurmekaar, ek het dit nie agter mekaar gegooi nie. Susanna Smit Du Plessis sê en julle sal onthou dat Hannes self vreeslik gespog het oor die videomateriaal wat hy in sy besit het waarin daar bewyse is van volwasse mans wat seks met 'n minderjarige vrou gehad het by 'n sekere klub.
Daar is herhaaldelik daarmee gespog. Dan gaan dit verder. Okay, dit moet ek nou gaan soek. Anders was die reserviste wat saam met jou die goed ondersoek het wat jy die goed voorgegee het. Okay, kom ons stop daar. Gou oomblikie. Hy het nie gesê reserviste nie. Hy het gesê een reservis met die naam van Christopher Erasmus. Dit was sy storie. So sy storie was Christopher Erasmus was die reservis wat dit vir die polisie gaan gee. Jy onthou ons was fisies by die polisie, ons het gaan vra daarna, maar een reservis. Okay, nou moet julle stop, want Hannes het nou 'n kans gegee op. Mense het ons 'n saak vir my gemaak. Dit word van my saak. Wag, dink jy. Hulle twee was by die polisiestasie om te gaan uitvind is daai goed ingegee en hulle sou 'n saak gemaak het teen my. Waar is daai saak? Waar is daai saak? Sê vir my, Skok. Hannes, ons bevinding was dan juis dat jy kak gepraat het. Skus bin, daar kon nie 'n saak teen jou gemaak word nie, want daar was geen videomateriaal ingegee by Pretoria Noord nie. Dis hoekom ek nou wou weet. Volgens jou was dit Monica, was dit Monica gewees. Ons gaan nou vir Monica dagvaar. Ons gaan nou vir Monica dagvaar op jou weergawe hier. So dankie Hannes. Dankie Hannes. Dagvaar vir wie jy wil. Feite is feite. So jy gaan gedagvaar word in daai saak om te kom getuig teen Monica. Skalk, ek gaan vir jou en Leonie mute. Dan doen ek dit. Hannes, gaan aan. Die waarheid bly die waarheid. Wat is die Ek weet waarheid? ek gaan nie jy weet, toe julle my uitgehaal het vir jare oor 'n kinderpon op my foon het, terwyl julle weer daar is nie, het Monica weggehou, sy het stil gebly, sy het nie 'n woord gesê daarvan nie. Hoekom nie? Hoekom het sy niks gesê nie? Ek ken nie hom nie, ek sal gaan getuig. Ek het nie 'n probleem nie. Maar dat daar kinderpon gekry is, geen twyfel daaroor nie. Dat daar geen twyfel oor dit wees nie. Ja. Nou is julle almal stil. Hoekom is julle nou almal stil? Ek lag net dan as jy besef nie wat jy besig is om te doen nie. Is jy regtig so dom man is? Wat ek doen? Ek praat die fucking waarheid. Ek hoop so. Die God hoor my, ek hoop vir jou part so. Ek hoop vir jou part so, want jy het soveel kak gepraat oor my oor daai kinderpon, hè. Dat jy sou kom getuig jou donder. Wat moet ek kom getuig? Dat jy gesê Ja, het mooi man. jy het erken dit is daar. Wat het ek gelieg? Jy moet kom getuig. Jy moet kom getuig dat jy vir 4 jaar lank vir die hele wêreld vertel het dat ek kinderpon in my besit gehad het wat ek nooit gehad het nie. Wat het ek nou hier vir jou gelees? Wat het jy nou hier erken? Dis aan nou Ek van jou nou mute, want julle gee vir Hannes ook nie 'n kans om te praat nie. Hannes, wat wil jy verder sê? Jy verstaan Engels lekker nie. Ek weet jy is nie sterk op Engels nie, maar jy verstaan blykbaar nie dat our beteken ons en mine is ek. Jy verstaan daai beginsel. Jy moet nie eers die Engels uitlos Botie. Jy verstaan nie wat ek daar sê nie. Kry iemand om vir jou te vertaal wat ek sê. Kyk Hannes, jy was besig om die storie te vertel. Kom dit nou, bring dit nou tot jou deur Botie. Ons los dit vir die hof om te besluit. Wat ek op gou vertel. Kyk, jy het vir my gesê dat die goed was deur 'n Microsoft persoon geanalyseer en toe na Pretoria toe gevat en ons 'n saak. Het jy die saaknommer? Mag jy die saaknommer gee? Nou ek het nie die saaknommer nie. Jy sal dit by Christopher kry of iemand moet by hom kry. Ek het nie verder in daai saak ingegaan nie. Maar wat ek wel weet is wie is die persoon wat die 7 terabyte gee. Daai 7 terabyte is deur Jolandi gegee. Ek het haar naam iewers hier op my foon. En sy dit aan Christopher gegee. Nou die doel van die ding was dat hulle AI gedoen het om te kyk watter mans is almal betrokke in hierdie storie wat met minderjarige kinders gesukkel het. So wat verder aangegaan het met daai ding, het ek het geen kennis daarvan. Ek weet nie wat daar verder gebeur het. Dis dit. Dis wat ek weet. Okay. So, maar hoekom het jy en nou is almal dood? So nee, as almal is gemute want ek gesels met jou. Ek gee jou kans om te praat. Ek is regverdig. Hannes, hoekom het jy besluit om 'n comment te gooi vanaand in die live om te sê dat daar 'n saak is in Pretoria en dat die goed oorgegee is aan Pretoria Noord en goed soos dit. Hoekom het jy vanaand besluit dat dit nou die regte tyd is om dit nou
te sê? Want weet hulle gaan nou hier aan oor die kinderpon. Vroeër op laai het hulle aangegaan oor hierdie kinderpon. Ek het net gedink kyk nou sit my kans, ek praat nie waar. Ek vertel nou wat daar gebeur het. En nou vertel ek wat gebeur. Okay, En nou is almal skielik stil. En Dit wat ek sê is die waarheid. stil nie. Ek gaan vir jou weer reghelp. Niemand is stil nie. Ek het hulle gemute oor dat ek met jou praat. Ek gee vir jou Okay. die regverdige kans om te Okay. praat. Okay, nou vra wat jy wil weet en dan gaan ek jou vertel. Kyk, is daar enige vrae? Kan ek vra vir Skalk of hy 'n vraag het vir jou? Dan kan hy mute en dan kan jy antwoord. Is jy fair met dit? Ek is fair met dit. Kyk, Skalk, het jy enige vrae? Asseblief bly by een of twee vrae en dan laat hy antwoord. Okay, ons wil Skalk, ek sê. Wag, nee, moenie na my toe draai. Okay, sorry, ja, sorry. Nodig nie. Bin, jy sal mense 'n litigator kry wat 3 vrae vra en dan het ek my beskuldigde. Okay. Hannes, jy het 2 prokureurs op daai stadium gehad, Monica Drotsky en Annemarie de Tooy wat albei vir die firma de Tooy Drotsky gewerk het. Hulle was jou prokureurs. Op die gesamentlik van die haatgroepie rondom die pornografie waarmee jy loop en spog het van Leonie, dit was jou direkte gespog gewees. Het Annemarie die volgende gesê, dis opskrif. Sy sê Suzanne Smith Du Plessis, dis waar sy antwoord op Pottie se screenshot. Suzanne Smith Du Plessis, ek het juis nie dubbele standaarde nie en as gevolg daarvan was en word ek deur Hannes Lotter aanhangers verwyd. I couldn't care less. Byvoorbeeld, pornografiese materiaal bly pornografiese materiaal. Hou net 'n oomblik. Dis reg met 'n voice note as jy reg is. Wag net Pottie asseblief. 'n Mens kan inderdaad nie spot dat jy foto's van 'n minderjarige wat gebruik word in jou besit het en dan daarna verontwaardig is as dit genoem word dit is kinderpornografie nie. Geen volwassene het die reg om te spog oor kinderpornografie van watter aard nie. Hannes, Net 'n oomblikie. ek gaan jou regverdige kans gee om te Ek het dit antwoord. nie op my besit gehad. Okay. Dis jou eie prokureur, Hannes, Annemarie de Tooy, wat kom na die haatgroepie toe, want hulle is besig om haar te veroordeel en sê, die ou sê hy kinderpornografie. Dan kom die prokureur, jou eie prokureur, en sy kom hang jou op en sy sê, ek wat Annemarie is, het nie dubbele standaarde nie. My kliënt het dit gehad. Sy sê dit dan so. Okay, Skalk, laat hy antwoord. Antwoord op daai een. Kan ek antwoord op daai? Gaan antwoord. Ons het 'n antwoord op daai ding. Daar's 'n geval gewees van Annemarie de Tooy se eksman wat met sy eie kind gelol het. Toe word hy aangekla van dinges ek het die hele dokument ook hier op my foon, ek kan dit vir jou stuur binne. Toe word hy aangekla in die streekhof in Parys van dit. Daar sit 'n video op van die hele storie. Toe is sy dit donder in van omdat ek daai dokument gepos het op Facebook. Toe sy die moeren vir my oor dit. Dis kom sy hierdie toe nou my go op die ander groep. Maar sy vergeet dat toe ek moderator was op die Parys nuus en inligting groep, wat haar groep is, sy sê admin, het sy vir my 'n voice screenshots en goed gestuur dat ek asseblief daai goed moet pos van haar ex-man, so die mense in Parys dit kan sien. Toe staan 33,000 mense op daai groep wat daai goed gesien het. Maar toe sy 'n backlash kry van haar ma af. Toe is dit skielik nie reg nie. Maar ek het al die screenshots vandag nog op my foon. Ek kan vir jou aanstuur en kan jy dit sien. So, toe sy nou die moeren vir my omdat ek nou haar ex-man uitgehaal het en haar kinder gecompromise het in die proses. Toe kom sy en sy kom met hierdie storie dat sy nou teen my is. Sy is nog steeds teen my Hennikus. En wat sy ook gedoen het, sy het ook 'n tuisterbevel teen my gekry om my stil te hou. Kyk, En dis die tuisterbevele wat Skalk nou sê die en die en die. Dit is wat gebeur. kyk, ons breek nou daar, gaan terug na Skalk, eers na Pottie toe, hy wil gaan wag. Pottie wil iets speel en dan gaan ek na Skalk toe. Pottie? Ja, ek kan nou nie onthou nie, dis nou stukkies. Hierdie is nou 'n gesprek tussen Hannes Lottering en sy girlfriend Amanda. Miskien moet jy daai gedeelte van die pos, ek gaan dit nou soek en dan gaan ek dit vir jou stuur. Waar praat dat ek nooit die goed in besit gehad het nie en Wag, dis nie wat ek soek nie, is hier iewers daai van die gedeelte waar ek sê password. ek het dit nooit gehad nie. Okay, En maar wat.
wat ek dink jy moet doen. Luister nou mooi hierso. Wat sê Hannes? Wat moet Amanda op Facebook pos? Luister mooi, en dit gaan oor 'n screenshot, terabyte of video material of an underage female child came into our possession. Luister nou mooi hierso. Dis nie ek wat so sê nie. Dis nie ek wat ek gehoor het nie. Luister wie se stemme dit is. En dalk 'n pos plaas wat jy sê ek vir jou die pinkode gegee het van my foon. En die pinkode is 5134. Dat hulle dit mag oopmaak en kyk of daar fucking kinderporno op my foon is. Jy kan sê ek het dit voor die tyd vir jou gegee. As toe iets ter sprake kom. Sê. Nou hoekom moes jy nou pinwoord gee van Nee, wag, Hannes Lottering. Okay, Ek gee almal 'n kans. Ek het gesê ek's regverdig. Almal mute, ek mute mense. Ek gaan terug na Skalk toe, dan gaan ek terug na jou toe. Hang aan wat jy wil sê, jy het die reg om enigiets te sê. As hy, Hannes, nou jy weet, dieselfde storie as die opblaasery van die huis. Onthou wat my standpunt van die begin af daar was. Ek gee nie om wie hulle op die einde prosecute en daai saak in wie tronk toe gaan nie. Right. Net soos in die kinderpornografie. Ek wil tot die bottom kom wie kak stories van my vrou versprei het. As dit jy is, dan gaan jy tronk toe. As dit jou prokureurs is, dan gaan jou prokureurs tronk toe. As dit Christopher Erasmus is, dan gaan Christopher. Ek gee nie moer om wat er een van die 3 van julle nie. Of al 3 nie. Dit lyk my op hierdie stadium, sê jy, die prokureurs was in besit van hierdie kinderpornografie gewees, hulle sê jy was. So dis nou hier sê, she said. Dis hoekom ek vir jou vra, waar, by Pretoria Noord, gee vir my, luister nou vir my. Hannes, jy het die reg om te antwoord. Laat hy klaar praat, jy gaan 100% 'n kans gee. Luister nou vir my baie mooi, Hannes. Ek kan nie al die kak onthou wat hy praat nie, omdat ek al goed antwoord aan dit daai. Dis nie kak wat ek praat nie, dis jou eie weergawe. Hannes, ek soek net die polisieman en die saaknommer waar hierdie pornografie ingegee is by Pretoria Noord. Dis mos nou nie so moeilik nie. Okay, hy het dit geantwoord toe ek dit moet ek. So antwoord dit maar as jy wil weer. Hy moet dit by Christopher kry. Ek het dit nie hanteer nie. Ek weet nie. Wie is Christopher? Saaknommer is nie. Ek het dit nie ingegee nie. Nope. Dis Christopher van waar? Dis die Microsoft ingenieur. Christopher weet van niks. Hy is nie by polisie nie. Nee, ons is aan. Hoe weet hy van niks? Wag, stop ek gou. Wag, julle stop net. Hoe kan jy dit sê? Christopher is nie van die polisie nie. Nee. Hoe gee jy sulke goed vir iemand wat nie van die polisie is nie? Nee? Christopher weet obviously van niks. Christopher ontken hoog en laag. As Christopher in die besit van pornografie was, word hy gearresteer. Hy ontken dit hoog en laag. Hy weet van You see? Weet jy wat gebeur? Verstaan julle? Anders verstaan jy dat wanneer sulke goed op iemand se foon is, moet hulle literally jou foon vat, die goed afhaal en dit self delete voor hulle. Jy kan nie net enige Tom, Dick en Harry vat. Daai is 'n gespesialiseerde afdeling FCS wat met hierdie goed deel. Hulle het 'n hoofkantoor in Johannesburg. Te sê maar wie werk dit? Hy het hier luister, hy het die 7 terabyte goed deurgegaan op sy rekenaar. Toe sien hy daar's kinderporno. Toe vat hy dit dadelik na die polisiestasie, toe daar by hom. Of 2 meter verder. Dis wat gebeur. En wat hulle verder met dit gedoen het, weet ek glad niks vanaf nie. Okay, nou terug te kom by my pinkode, nê. Nadat hierdie Masonga my foon gevat het, toe sê ek van Amanda, ek sê vir daai polisieman, pinkode is 5134. Dit is maar daai pottiese ding, maar nou las hy 'n stukkie van en 'n stukkie van daai en dan klink dit iets heeltemal anders daar. En hy erken dit, voordat hy dit gepos het, het hy reeds gesê 'n stukkie van die en 'n stukkie van daai. Is dit nie so in die pot hè? Wel, van my afleiding my antwoord. Wag net Johannes, voordat ek dink kom ons vra dieselfde vraag wat ek gevra het, wil ek hoor van die comments af, want vir my het dit nie so geklink nie, maar ek kan verkeerd wees. Ek wil net hoor in die comments of dit vir julle verkeerd geklink het, want dit het vir my, julle kan ook 'n poll doen. Het dit vir julle verkeerd geklink, ja of nee? Want vir my het dit glad nie. Terwyl die comments antwoord, ek was nou weer buite. Ek sal die ander voice notes gaan soek waar hierdie spesifieke porn
ook Natal toe gestuur is na iemand anders toe. Ek het voice notes. So die goed is versprei tussen verskeie mense. Julle, ek wil net hê julle moet almal weet dat Maar dan vanaand moet jy dit bewys. Dan moet jy kom met die bewyse dat dit versprei is. Jy kan dit nie sê nie. Bewys dit. anders jy weet hier word baie goed gesê wat baie kriminerend is vanaand. Baie. Hier word van kinders gepraat en Ja nee, ek besef van kinders gepraat. Julle onthou hierdie live kan gebruik word in 'n court of law. Dit kan. En dit gaan. Dis hoekom ek hier uitgeklim het. It can be used in a court of law. As er geen probleme gebruik word vanaand, moet jy seker maak van jou feite, want dit kan teen jou gebruik word. Ek wil hê jy moet ek sê is ek sê Ek besef dit. Ek besef dit 100% gesê. Maar is tyd dat iemand die waarheid begin praat hier oor die kinderporn. Okay. Jy kyk my van nie so leer nie. Ek wil gou teruggaan na Skalk toe. Skalk, die sosie stukkie oor hier is 'n vis. Dit het presies gelees. Die Microsoft mense wat die 7 terabyte video materiaal ontleed het, luister mooi, is almal polisie reserviste in hul spaartyd en gevolglik word hulle deur die howe in Suid-Afrika geag as experts met geloofwaardigheid wie se getuienis in enige hof aanvaar word. Anders jy praat verskillende goede hierso, maat. Besef. Nou maar is dit nou presies dit wat ek gesê het. Hulle was reservist. Anders is dit 7 mense of is dit net Christopher? Ek weet nie saam wie Christopher. Want jy het nou net gesê dit was Christopher en jou probeer Monica. Ja, jy weet nie. Jy wil jou eie storie naïef praat. Jy het dit gesê. Jy hoor nie wat ek sê. Jy weet nie hoe mense het saam met Christopher. Ja, jy het dit gesê. Ek weet nie van Christopher, ek het wat? Jy het gesê. Ek weet net van Christopher, ek weet nie wie het saam tog gewerk nie. Okay. Ja. Anders dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Ek gaan môre hierdie live vir bin vra en ons gaan voortgaan met stappe teen Monica Trotsky op jou weergawe. Okay. Weergawes. Maar dit lyk vir my die groot instigator hier. Jy skakel klaar met wie stappe neem. Jy kan stappe teen my ook neem. Okay, so dis die waarheid is die waarheid. Ek kan dit nie, jy kan nie by die waarheid verbykom. Ek gee nie om wie geprosekueer word deur die staat op die einde nie. Maar dit blyk my op hierdie stadium die groot instigator was dan Monica Trotsky. Maar en ek wil my gesiggie sien op daai video's. Ek wil graag my gesiggie daar sien. Anders dan kan ek ook vir jou dit verder stel. Daar bestaan luister nou vir my. Daar bestaan nie videomateriaal van Lehou nie as 'n kind wat pornografie doen nie. Daardie notion bestaan net in jou kop. Right? Dit kan ek nou vir jou vandag sê. Ek en jy weet dit. Jy het probeer wegkom, luister nou vir my. Jy het probeer wegkom van die relasies. Kan jy gestel? Anders, ek gaan jou kans gee om te antwoord asseblief, ek is regverdig. Ja. Anders die storie van Lehou wat kamstig 'n kinderpornografie aktrise was, het uitgebroei nadat ek vir jou gesê het, na jy gespot het en gespog het van kinderpornografie op jou telefoon. Toe sê ek vir jou, nou sit jy met kak. Toe kom die storie uit, dis Lehou Right? Hoe op aarde sal Lehou in 'n kinderpornografie jy kan vir jouself wees. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie. Ek weet dit en jy weet dit. Daar is nie 'n foon in die wêreld wat 7 terabyte goed kan dra. Daar's geen foon wat 7 terabyte groot is nie. Dink vir begin redeneer so groot mens. Niemand het van 7 geen foon kan 7 terabyte inligting berg. Niemand het van 7 terabyte gepraat nie. Jy het van 7 terabyte gepraat. Jy. Dis die punt is, luister gou vir my, die punt is, ek weet, ek het nooit in my lewe so iets gedoen nie. So dit kan nie ek op daai video wees nie. So jy is gesnoeker. Okay? En dit is kan nie ek wees nie. Dan wil ons die video sien. Dis mos nou maklik. Jou woord op 'n live hier. Kristal, hoor my spraak. Ek het nie met teasers gewerk nie. Hannes, praat. Jy het met teasers gewerk. Ek het bewys daarvan.
Het jy bewyse Jy het by daarvan? teasers gewerk. Maar het bewys vir my gestuur. So jy het by en wie wat? Daai eienaar van dinge is nie fout gemaak nie. Hy het nie foute gemaak met sy Hannes, jy sê sy het by teasers gewerk. Watse bewyse het jy dat sy by teasers gewerk het, mag ek vra? Ek het bewys van haar ex-boyfriend wat vir my dit gesê het en wat verder is, Leonie het 'n beëdigde verklaring afgelê in die hof wat deel van die hofdokumente is, waar sy erken sy daar gewerk. In haar eie handskrif. Wat ek ook het, ek kan dit op vir jou stuur. So wat jy vir my sê is, dis weer heersy. Onthou heersy en die waarheid. Ja, die enigste bewysstuk wat jy sê is wat sy nie jy verstaan nie lekker. As Leonie in haar eie handskrif 'n beëdigde verklaring aflê waar sy sê sy daar gewerk, dan is dit nie heersy nie. Dit is hofdokumente. Nee, ek praat van voor dit, het jy gesê dat haar baas het vir jou gesê, ek is definitief nie mal nie. Die boyfriend, haar boyfriend het haar ex-boyfriend. Haar ex-boyfriend, ekskuus. So, dis weer heersy. Ja. Onthou, dit is nie bewyse daai stuk nie, okay? Nou, daai verklaring, okay? Daai verklaring, wat sy in die hof, vir watse verklaring, wat was dit en hoe het jy dit gekry? Ek het dit gekry want sy het daai verklaring gemaak en om 'n aanvanklike tysterbevel om teen my. Ek het die hele ding vir jou stuur, dan kan jy na kyk. Nou skit jy jou koppie, Leonie, jy weet bly goed as jy. Okay, het jy enige foto's of enige Ja, ek het maar wag net, het jy enige foto's? Nee, ek het die foto's en ek het dit op Ek net klaar praat, ek nie antwoord. Het jy enige foto's en enige video's waar sy dans as 'n stripper? Nee. Okay, ek wil net gou terug gaan na Skalk. Ek net gou ietsie sê, okay. So, Hannes sê ek het in 'n verklaring gesê ek het by teasers gewerk, nê? Hannes, as jy mooi gaan lees, nê? Jy moet mooi lees en mooi oplet in die klas. Ek het gesê dit is wat julle allege. Luister. Ek het gesê dit is wat julle allege ek gedoen het. Ek het nie gesê ek het nie. Jy moet 'n bietjie oplet. In haar aansoek, in haar luister, jy moet nou hierdie logika van Hannes nou mooi verstaan. En Leonie, wag nou Hannes. Wag nou Hannes. Jy net gee vir 'n antwoord op daai. Jy wag nou. Nee, wag nou. Jy het geantwoord. Kry. Jy sal die geleentheid kry. Hannes, nou jy moet nou Hannes se logika hier verstaan. Leonie gaan na die hof toe. En Leonie doen 'n aansoek by die hof om vir Hannes te keer dat hy verder sê sy's 'n stripper en sy's 'n hoer. Sy wen die saak. In haar aansoek sê sy die volgende. En dis wat hy vir jou gaan stuur. Sy sê hierdie mense allege en dan sê sy onder andere I worked in as 'n stripper. Wat. Ek het nie gesê ek het dit gedoen nie, ek het gesê julle allege. Sy sê julle allege dit en dan sê sy hof asseblief gee vir ons interdik om dat hulle dit weer sê nie. Dis wat in die aansoek staan Hannes. Dan vat jy 'n screenshot. Dan vat jy 'n screenshot net van daai stukkie, dan sê nee, Leonie het nou gesê sy werk by teasers. Dis waar jou storie kom, sy het by teasers gewerk. Haar boyfriend het dit vir jou gesê, die wat haar boyfriend het vir jou gesê. Okay, nou klaar. Ja, asseblief. Ek het klaar gepraat, kan ek nou antwoord op? Yes. Kan ek nou antwoord op? Wat sy sê, they allege that I did sexual favors for men when I worked at a striptease bar. Dis haar woorde. En ek kan die hele statement van 'n paar bladsye kan ek almal vir jou stuur, dankie. They allege. Dis wat staan skop. They allege. Dis presies wat staan. Dit when someone says they allege that I did sexual work for men, for sexual favors for men when I worked at the striptease bar. Dit beteken jy maak 'n allegasie dat sy 'n stripper is. Dis wat daar staan.
Dis wat jy nou net gesê het. Hy dan erken. Sy dit erken, when I worked at the striptease bar. Dit is nie erkenning Dis daar nie, afskrywe. that is... Nee. Ja. Hoe Dit is is dit nie erkenning, beweer. Ben? Hoe die hel is dit nie erkenning nie? Vertel jy vir my, verklaar jy. Sê allege. Dis nie beweer, nie sê dit Verstaan dan nie, gesê. allege. When I worked. Jy beweer dat ek 'n stripper is. Dit sê favors. Hannes, kom ek vra die publiek gou. Is dit dat wag ons vra die publiek. Wat Hannes nou vir julle gesê het sy gesê sy's 'n stripper of nie? In daai statement wat Hannes nou vir julle gesê het. Nee of ja? Ja of nee, sorry. Het sy gesê sy is? Wat Hannes vir julle gesê het. Hannes, jy moet mooi doplet wat sê die comments. Ek lees nie comments nie, man, ek is besig hier. Ja, maar ja, Luister, Ben. Wie ek dink die beste ding gaan wees om die hele ding vir jou te stuur, dan lees jy die hele ding deur. Dan kyk jy wat 'n konteks is dit gesê. Want nou probeer hulle die ding twist dat dit nou iets anders klink as wat daar regtig gesê is. En ek Maar kan bewys dat sy daar gewerk het. Dit kan wat daar by Stormvoëls teasers. wat het, Wat 'n app name, Stormvoël. okay, kom ek stop jou gou. Hier ek het gelag dat hy naam sien. Daai wat die Franse Skalk. Hæ? Skalk. Skalk is nie nou hier nie. Skalk nie, Hannes, ekskuus Hannes. Sê gou vir my, hoekom is dit so belangrik vir jou om vir almal te sê sy het gewerk by teasers? Hoekom? Want Skalk het op 'n stadium toe hy nou die leier van die nuwe nasionale party was, het hy Leonie voorgehou as hierdie volksmoeder. Wat toe nie werklik dit was glad nie die geval nie. So in ander woorde, dis nou belangrik om vir almal te vertel dat sy Here, dis 'n funny storie hierdie. allegedly 'n stripper is. So dit was nou jou werk om vir almal nou te gaan vertel dat sy allegedly 'n stripper is. Vra vir Leonie of sy al gewerk het of nie. Dan wys kom ons hoor gou, sy gou antwoord. Sê ja, nee, sy al gewerk of nie. Dis al wat ek wil weet. Kom Leonie. Unmute jouself en sê vir ons of jy daar gewerk het of nie. Waar? Sorry, die ketel het geraas. Herhaal. By teasers, by Storm. Hannes, hoeveel keer moet ek By- nou nog vir jou ek sê? vra, Nog nooit jy moet in sê my of jy lewe gewerk so iets het by- gedoen nie. Ek het nog nooit in my lewe so iets gedoen nie, so nee. Die antwoord is nee. Okay, alright. Okay, kom. So as jy bewyse het, fucking bring dit, want daar is nie sulke goed nie. Wat van die Nou, ek gaan so lank Wat van die volksmoeder? sê en dan kan ek dit môre op die live vir julle. Ek wil dit graag sien asseblief, want ek weet ek het nooit by 'n fucking teaser shoot Ja, gevolg. en legal girl en wat. Here, dis Hannes? So ja, nee, bring dit. Skalk het jy voorgegee Leonie as 'n prokureur. Hannes? Nee. Nee, ons het Jy nooit. het voorgegee Leonie as 'n prokureur ook. Nee, Nee. Ja. Ja. nee. Here, nou soos op by prokureurs en strippers. Wat was hy nou gewees? Ek het begin om dit te swat, begin. Ek het nooit voorgegee ek is 'n prokureur nie en hy ook nie. Ja, en Luister gou vir my. Luister gou vir my. Net so min as wat sê jy jy hou. nie asof jy Video, luister. Ek kan op 'n video verskyn net so min was 'n stripper of 'n hoer. Jy praat Skalk my wou einde van die storie. Nee, ja, toe julle my wou Okay, ons kan saam sing. Ons kan nie saam praat nie almal. Julle is gemute. Hannes, ons kan nie saam praat nie. Ons kan net saam sing. So julle moet gou besluit, wil julle 'n bietjie sing of wil julle saam praat? Okay, Hannes, wat wil jy sê? Unmute. op 'n stadium is Skalk en Leonie my probeer ding is, my probeer ek stort vir R500,000. En toe gaan hulle sien hulle prokureer daar in Menlyn. En hulle skry ek kan al goed, ek kan al stuur. Ek weet ek praat nie bullshit nie. En hulle stuur toe nou die ding vir my prokureer. En toe daar hulle prokureur sê maar hierdie klink vir haar 'n extortion, sy is nie lus vir hierdie saak nie. Toe kom Leonie en sê nee, sy sal nou self hierdie ding. Toe maak sy asof sy 'n prokureur is nie oor my prokureur.
Daai goed gaan ek alles vir jou stuur, dan kan jy al die dokumentasie lees en ek sien. wil nie. Dis waarheid hè, nie? Nou maak jy goed green screen. Julle kan nie goed green screen as julle wil. Ek wil net gou vir Leonie 'n kans gee. Bin wat eintlik by ek weet nie om te green screen nie. Ek weet nie. Shut up, Hannes. Bly nou stil. Kom hier. Skus, skalk. Hannes, ons prokureur het hom gedagvaar vir R500.000. Toe blyk dit, want op daai stadium het hy vir almal vertel hy is 'n eiendomsontwikkelaar. Toe ons 'n search op hom doen, toe kom ons agter hy's 'n boemelaar uit niks. Toe sê my prokureur sy kan nie voortgaan met die saak nie, want ek meen is 'n man of straw. Toe stuur jy. Stiek jy nie vir hom nie van beskrywe, waar sy vir hom sê, weet jy wat, dan dat vir ons sê, nou maar nie meer vir R500.000. Hy was op terme gestel vir R500.000, dis nie extorsie nie. Hy was op terme gestel. Hannes weet nie wat is extorsie nie. Toe kom ons agteruit niks, ons kan hom nie daarvaar nie. Dis waaroor hierdie storie gaan, ons het hom nou probeer extort. Waar het Leonie mag ons nou haarself verteenwoordig, as haar prokureur onttrek het, mag Leonie ons nou haarself verteenwoordig. Dit beteken nie sy maak sy so prokureur nie. Anders 'n mens mag jouself verteenwoordig. Verstaan jy dit? Okay, ek het niks meer dan Screen gaan kraak. Okay, anyways, ons mute. Unmute. Nou toe gaan die twee Einsteins en hulle besluit nee, hulle gaan maak asof sy die prokureur is en sy gaan briewe vir my prokureur stuur, né? Toe stuur my prokureur toe blok sy al oral, sy sê kyk, sy wil nie van haar enige iets hoor nie. Maar nou hierdie twee is so besig om dinge te verdraai van wat regtig aangegaan het, dat die regte waarheid nooit gaan uitkom nie. Maar wat hy het, ek het 74 gig screenshots van hulle twee, van hulle gedoentes, wat hulle aangevang het. En daai goed sal ek als vir jou stuur, as jy het wil hê, as jy spasie het, dan stuur ek daai goed vir jou. So nou wil hulle voorgee, daai goed bestaan. Dis bullshit. Nee, dis tyd dat die waarheid uitkom. Hierdie sit in nie geweeldag op TikTok en op sosiale media, en die waarheid kom nooit uit nie. Nou praat ek die waarheid, nou kom het uit. Daai goed wat ek sê. Daai goed wat ek sê, gaan ek vir Maar Hannes, hoekom is dit so 'n probleem dat sy 'n stripper was, allegedly 'n stripper was? Hoekom pla dit jou? Is dit omdat jy nie daar was? Dis 'n gestrip, sorry, ek moet sarkasties wees. Is jy dalk ontstel dat jy ongelukkig nie 'n kaartjie gekoop het vir die show nie? Ek wil net weet, wat nog nooit in my lewe het ek iemand gesien wat so worry oor iemand wat 'n fucking stripper was nie. My fuck, dit was my droom om 'n stripper te wees. Ek is kyk by hou. Maar ek het nooit vir jou nie gesien, ek moet sê, dit moet ek eerlik sê. So jy was al in stripklub? Ek het nie in dieselfde kringe beweeg as was hy. So jy was in 'n stripklub? Ja. Was jy nog nooit in 'n stripklub nie, Ben? Laat hy gou vir jou vertel van toe hy nog... Ben, was jy nog nooit in 'n stripklub nie, sê my? Die ex-guy. Hy het vandag gepost, hy was in 'n alleyway in Arcadia in Pretoria te doen. Daar seker stripklub se gay ou. Wag het anders, ek kan nie hoor wat sê. Wag het, ek wil net hoor wat sê Skalk. Okay, laat hy vir ons die storie vertel wat hy vandag van Leonie vertel, waar hy sê, hy het toe hy blykbaar jonger was, 'n prostituut gedoen in die straat in Arcadia in Pretoria. En die prostituut lyk nes Leonie. Sy was net 'n bietjie jonger as Leonie. Ek dink hierdie ou het 'n totale fucking fetish oor my vrou, dis wat hier aangaan. En dis fucking siek, Hannes, hoor? Ew. Toe vrot. En jy het dit ook gesê. Jy het dit gesê. Love hierdie live. Hierdie is die beste live van die jaar, ek sê jou. Jy gaan geld maak soos bossies. Ek weet regtig nie meer van. Hier is hilarious. Ben waar is jy? Kom nou man. Ja, ek het baie weer te vertel.
Lang stories vertel. Nou Skala so opset. Ja, Hy ek dink jou so opset oor ek daai storie gepos het van daai girl wat Leonie, wag net, Leonie, ek dink jy hou die foon onder jou hand vas. En jy's op mute. ek dink sy die foon onder so bo. Leonie, kom jong, kom, dis maklik. Ek wil sien hoe lyk jy. Nee, dit is nou 'n bietjie nie mooi nie. Jy lê nou mos aanbel. Nee, ek weet ook nie wat sy ons nou wys. Dis 'n toiletrol. Wat is dit wat sy daar wys? Sit hulle in die toilet? Dit lyk of hulle in die toilet sit. Wat gaan aan? Hulle staan in die kombuis. O. Okay, ek sien nou dat sy kombuis. Wat ek ben? Ek het Nou toe kom Skala, vertel vir ons nog stories toe. Nee, wag nou. Ek gaan die live verlaat vir nou. Okay, ek gaan ook nou Ja, ons is klaar met ja. Ek is ook nou klaar vir die aand want dit was nogal baie om in te vat in 'n Hannes, baie dankie dat jy hier was. Skalk, Leonie, baie dankie dat julle hier was. Ons sal definitief reël om die live weer verder te vat met ander, jy weet, ander goed wat ons nog wil gesels. Maar ek sal in kontak met julle kom per die